Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Baie welkom Koos. Baie dankie Gerard. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie. Het jy daar 'n goeie naweek agter jou rug? As ek net dink aan die naweek, dis voorbereiding kerk, maar daarom tussen die twee kerke gister, Ja. al twee my kinders, skoonkinders en al vier my kleinkinders deur die middag. Dan was dit 'n uitstekende. Wonderlik. Dit klink na 'n goeie naweek. So ons het gister hierdie reeks klaar gemaak wat ons noem Die water is so naby, hoekom bly jy so dors? 'n Reeks wat ons gekyk het in hierdie tyd van Pinkster oor die Heilige Gees. En wat 'n wonderlike reeks was dit nie, waar ons, ek het noudag vir Koos gesê, 'n wonderlike gebalanseerde, goeie teologie rondom die Heilige Gees gekry het. En dit was 'n goeie tyd saam gewees. Maar Koos, jy het vanoggend iets genoem by ons personeel en dit het my nog getref toe jy dit sê, en dit is so waar, dat as ons so leef binne in die kerkkalender en die dinge wat gebeur rondom die kerkkalender, dan kan 'n mens val in die struik dat byvoorbeeld as ons het nou Paasfees gehad, nou is Paasfees verby. En nou ons het nou aan Paasfees gedink oor Jesus se kruisiging en sy opstanding, maar nou is dit eers klaar. Ons gaan nou weer volgende jaar daarna kyk. Nou is ons in die tyd van Pinkster, ons dink nou aan die Heilige Gees en nou is dit klaar. Ons dink aan die hemelvaart en dis nou klaar. Dis nou weer, ons praat nou eers weer daarvan volgende jaar. En dan is die probleem dat ons val amper in hierdie manier van 'n wettiese manier van ons geloof leef, van ons dink net oor hierdie belangrike dinge wanneer ons dit vier, maar dit is nie 'n elke dag ritme in ons lewe, 'n elke dag uitvloeisels in ons lewe nie. En daarom is dit so belangrik, jy weet, na so 'n reeks, na hierdie Pinkstertyd, veral nou, jy weet, dat ons nie net sal sê, okay, ons is nou klaar met Pinkster, ons is nou klaar gepraat oor die Heilige Gees, en nou, ons sal nou weer volgende jaar hieroor dink nie. Maar dat ons werklik in so 'n ritme sal kom in ons lewe waar ons aanhoudend terugdink aan hierdie wat ons hieroor gepraat het, veral in hierdie reeks. Want dit is 'n reuse uitnodiging wat vir ons gegee is, wat sê, kom na my toe, kom word gevul, kom les jou dors, kom. Dit is 'n reuse uitnodiging wat die Here vir ons gee. En as ons nie so leef nie, en ons leef net so in hierdie tyd van Pinkster, dan is dit 'n groot verlies vir ons. Ja, ek dink Gerard, jy's reg dat die risikokant van so kerkkalender fokus is dat, soos jy sê, dit raak oppervlakkig, dis ek het daarom nou daai reëls nagekom. Ja. Ek was Pinkster in die kerk, Ja. dis 'n stuk half naweek in die prestasie, kerk. ek het my kant gebring, ek was daar, ek was Kersfees daar. Die voordeel van om die kerkjaarkalender bietjie deel van jou spiritualiteit en gemeentereis te maak, is dat jy herinner jouself die hele tyd aan die groot temas van ons geloof. Nie om dit af te handel nie, maar om weer te sê, Here, ek doen self ondersoek, is ek nog so in verwondering oor, sê nou maar, die Kersboodskap, dat God mens geword het. Al die implikasies vir my geloof daarvan, 'n beliggaamde mens, die vleeswording, in my lewe, moet die woord ook vlees word, om dit die hele tyd op te skerp en weer daarop te fokus. Dis voordelig. Nadelig is om te sê, nee, in daai tye is eintlik al wat dit 'n groot realiteit in my lewe is. Ja. Ons het juist hierdie reeks begin, en ek het daai oggend daai gedeelte gelees in Psalm 42, wat sê, soos 'n wildsbok smag na die waterstrome, so smag my siel na u. En dit is half die onderbou van hierdie reeks, dat daar hierdie smag is in ons elkeen, binne in ons diepste wese. Ek het nou te dinge, of ek het nou daarin gedink, ons kan nie altyd presies hierdie smag
definieer nie. Ons kan dit nie altyd verwoord en sê, hierdie, kom ek verduidelik nou vir jou presies waarna ek smag. Maar dat ons met 'n konstante bewustheid sal leef in ons binneste van, dat ek het, is daar 'n woord so smagting, Ja, 'n smagting in my binneste. En ek kan dit nie noodwendig verwoord nie, maar ek gaan nooit ophou soek om dit te vind nie. Ek gaan aanhou soek en ek gaan dit gaan soek by die plek waar ek dit net kan kry. En dis by God. Ek kan dit nie noodwendig verwoord nie. Ek dink baie keer is ons geneig om te wil presiese antwoorde en resepte te hê. Maar dis nie noodwendig wat ons hier, wat die ons nou toe genooi word nie. Ons uitnodiging is om te kom en te kom drink. So kom ons gesels oor daai, as ons so amper half hierdie hele reeks kan saamvat en sê, wat vat ons nou uit hierdie reeks uit op hierdie res van hierdie jaar reis, dat dit nie net iets is wat afgehandel is nie. Wat vat ons nou aan met hierdie reis? Ek dink die groot woord is juist daar waar jy begin het met die reeks, Gerard, Psalm 42, die dors aspek, en dis ook wat die titel van die reeks was, die water is so naby, hoekom bly jy so dors? Dit kan effens misleidend wees, die titel wat ons gegee het, asof, hoekom bly jy so dors, jy moenie so dors wees nie. Maar dit is nie die rede hoekom ons daardie titel gegee het nie. Die titel is, die water is so naby, hoekom bly ons dan so dors? Wat is die rede? Nie asof jy nie dors moet wees nie. Daar is 'n konstante dors in ons. Wat is die rede? Dalk is die rede juis omdat die water so naby is. Maar dis wat ek nodig het. Ander dinge gaan nie my dors les nie. Ek het 'n aanhoudende dors na die stroom. En jy's reg dat Psalm 42 was half ons anker en Jesus se uitnodiging. Almal wat dors het, kom na my toe. Ook wat Jesus genoem het in die bergpredikasie, salig is die wat honger en dors. Asof Jesus 'n baie positiewe ding daarvan maak vir 'n geestelike reis, dat jy gelukkig is as jy daardie dors het. Want jou dors gaan geles word om weer dors te word. En as 'n mens na daardie Psalm, dan kan ons dit vir die sirkels gee hierdie week, om weer te dink aan Psalm 42 en 43, wat eintlik maar een Psalm is, en in die redigeringsproses 2 psalms geraak het. Mens weet nie presies hoekom nie, want dis een Psalm. En die skrywer daar praat 4 keer van sy siel wat neergebuig is. Hy praat van 'n totale, diep gevoel van, as ek nie hierdie ervaring in my binneste gaan hanteer nie, sal ek ineenstort. Dis daai soort dors, soos 'n hert wat gaan doodgaan as hy nie by water kom nie, die wildsbok. En die Bybel maak van so 'n ervaring nie 'n swakheid nie. Dis die plek waar jy voel, selfs ek kan amper nie aangaan nie. Elia was daar, en Moses was daar, 2 van die grootste figure in die Bybel wat ooit geleef het. Moses en Elia en Jona ook, was so diep neergebuig dat hulle gevra het om te sterf. Moses het op een plek, Here, as jy die volk wil uithelg, maak my dan dood. Elia wou nie meer aangaan nie, hy wou doodgaan. Jona, Job, om op daai diep plek te kom van 'n doodloopstraat. As geestelike reëse daar gekom het, dan gaan ons ook daar kom. Ek het eendag jare terug na 'n TV-onderhoud gekyk met 'n baie bekende Amerikaanse TV-evangelis. En die onderhoudvoerder vra toe vir die, kom ons noem hom nou maar Pieter. Hy sê, Pieter, nou, what do you do when you really get down? Hy sê, I don't believe in that. I don't get down. Jy sien, om daardie idee van 'n wandel met die Here te hê, dat dit nie jou emosies gaan raak nie.
om 'n diep geestelike dors te hê, sal emosioneel ook voel, asof jy op 'n lae plek is. Dis hoe hierdie psalm praat nie van 'n blymoedige mens op daai oomblik nie. Praat van 'n diep, byna krisisdors. 'n dier op 'n plek waar hy voel hy gaan sterf. Wanneer? Maar hy koppel dit aan 'n behoefte aan God. Dis nie, ek voel so depressief, kyk hoe maak met my vrou met my nie. Dis nie so 'n psalm nie, daar behoort so 'n psalm te wees. Kyk Here, ek moet nou met hierdie kollega sit en die onderhoud doen. Kyk waar, dat die lewe my so moet behandel. Daar moet sulke psalms wees, ek stem, maar kyk, wat is die rede van die psalm? Wanneer gaan ek weer die aangesig van God beleef? Dis die toestand wat hy beskryf. Hy sê, ek beleef op die oomblik nie 'n volheid van nabyheid nie. En dit maak in my 'n krisisdors wakker. Ek dink nou, vir die behoefte wat die psalmdigter het, is soos jy nou gesê, 'n volheid. Hy voel leeg, maar hy rig dit na die regte plek toe, wat ons nie doen nie. Ons gaan soek dit op die verkeerdste plekke. Ons is dors en ons het hierdie behoefte, maar ons gaan soek dit op die verkeerde plekke. En ek wonder baie keer hoekom ons dit doen, as die Bybel so duidelik is oor 'n paar goed. Jy het jou gesê, ons gaan moeilike tye beleef. Ons gaan swaar kry beleef. Maar wanneer ons dit beleef in ons lewens vandag, dan sal ons dit baie keer sien as 'n swakheid of swak geloof of ek word gestraf. Hoekom doen ons as mens dit? As die Bybel vir ons 'n ander beeld gee, het ons hierdie idee wat aftrek van hierdie werklikheid wat vir ons gegee word voor ons. Ek dink Gerard, miskien vermeng ons verskillende laaplekke of dors of versigtinge of ervarings. It is not well with my soul. Die psalm praat van 'n plek. Here, ek vergaan, en die enigste rede wat hy gee is, ek voel nie, ek beleef die aangesig van God nie. Kan miskien 'n ballingskap psalm wees, waar hulle verlang na die tempel of wat, maar daar's geen ander redes wat hy gee nie. Tog is daar soms belewennisse wat my ook die soortgelyke ervaring gee. Ek voel nie vervuld nie. Ek is op 'n lae plek. Ek is op 'n donker plek selfs. Die punt van die psalm is, hy koppel dit net aan 'n hinkering aan God. Maar daar is ook ander dinge in die lewe wat ons op so 'n plek bring, wat natuurlik gekoppel kan word aan God, aan ons verhouding met God. Maar die skrywer noem nie sulke dinge nie. Een van die groot goed natuurlik is skuldgevoel. As jy as gelowige veral leef met skuld, dan gaan jy ook voel jy's op 'n lae plek. Jy gaan dalk hartseer word, of jy kan dit ignoreer, nê? En dan verloor jy eintlik jou dors na God. Maar aanvanklik in enige gelowige se lewe, as daar oortreding is, dalk geestelike agteruitgang, verwaarlosing van jou verhouding met God, dan gaan jy 'n soortgelyke droë gevoel beleef, en dit sal goed wees as jy dan na God toe gaan daarmee. Maar die psalm praat nie van 'n skuldgevoel nie. Hy praat nie van 'n skuldige gewete nie. Bedreiging kan 'n soortgelyke gevoel gee, nê? Daar is psalm, my vyande, Here. En nou gaan die ou deur die bedreigings van die lewe na God toe. Maar die psalm praat ook nie daarvan nie. En ek dink wat jou vraag betref, hoekom moet ons altyd van dit 'n soort van asof ons nie sulke goed moet beleef nie, omdat ek glo nie dis God se wil dat ons hom net soek as ons skuldig is, of as ons siek is, of as dinge skeefloop nie. Daardie goed is ook plekke van lae plekke,
belewennisse van dors, wat as jy dit ignoreer, jou baie skade kan doen. Maar ek dink hierdie Psalm praat as dit ware amper van daai basiese, diep dors. Ek weet nie van skuld in my lewe op die oomblik dalk nie. Daar is nie 'n krisis wat ek kan my vinger opsit nie. Dit gaan nie sleg tussen my en my vrou nie. My kind is op 'n goeie plek. Ek kan nie sê, hoekom voel ek so nie? Al wat ek kan sê is, Here, ek het 'n hinkering na U. Daar is geestelike redes, verhoudingsredes, geloofsredes wat hy wel noem. Die een ding wat hy sê is, daar in vers 5, hy sê, ek was gewoond om saam met die skare na die huis van God toe te gaan, en ek verlang daarna. Dit laat ons dink, dis dalk 'n ballingskap-psalm. So wat het hier gebeur? Sy ritmes van aanbidding en gemeenskap is onderbreek, nie weens sonde of verwaarlosing nie. Here, die waar ek is, hinker ek so om weer saam met ander mense die ervaring te hê van God se naby. Siekte kan so iets. Ek is so siek, ek kan nie konsentreer op dalk tye in die skrif nie. En so daar's nie 'n verwaarlosing nie, maar iets onderbreek die ritme van toewyding. So, dis hoekom ek sê, is amper 'n suiwer dors hierdie Here. Ek verlang. Ons sê nou maar is ver weg op 'n toer of iets. Ek verlang na my gemeente, ek verlang na my gewone lewensritme. Hier verwys hy ook na teestanders wat hom bespot. Asof sê, maar waar is jou God? Jy wat dan so gelowig is. Ek het net nog gesê, daar is die vyande nie, maar ek bedoel hierso, ek dink nie hy praat van fisiese vyande nie. Hy praat van die mense in my lewe, sê, maar jy's dan nou, kan maar so gelowig uit, like, hoe is jy dan nou so af? Waar is al jou kamenstige blydskap? Hoe nodig het ons om mense in ons lewe te hê, wat ons koester en dra? Een oorsaak van dorheid is, as ek te veel mense in my lewe het, wat my laat voel, ek is gemarginaliseer, dat ek is die uitsondering. Hy noem, dat hierdie dors selfs sy liggaam beïnvloed. My trane is my spys, dag en nag. Natuurlik, soms kan selfs siekte hierdie gevoel hê, soos ek net nou genoem het. Maar die diepste oorsaak wat hy wel noem is, dis in my wese. Ek voel die ontmoeting, die ervaring van God se nabyheid is nie hier soos dit moet wees nie. Vers 5 en 6. En ander sê, hieraan wil ek dink. Ek stort my siel in my. My siel, wat buig jy jou neer? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Dis van hy smag, 'n ervaring van God se nabyheid. Die Here, dis die diepste krisis, is eintlik, ongeag enige ander goed wat genoem kan word is. Sonder enige ander krisis is die belewenis, Here, ek beleef U nie so intiem en werklik as wat ek begeer nie. Is dit die psalmis se diepste krisis. Maar hy suggereer vir ons die pad na oorwinning, né? Die een ding wat hy sê, is, die psalm is 'n gebed in 'n tyd wat hy voel, maar ek beleef God nie. Kan jy sien die paradoks amper daarin, né? So ek sou sê, hy bid wanneer gebed onwerklik voel. Hy bid wanneer hy nie eintlik voel gebed maak 'n verskil nie. Hy sê, o my God, my siel buig hom neer
in my. Ek is dors na U, maar hy, so om aan te hou, dis 'n baie groot geestelike waarheid. Dat wanneer God vir my onwerklik voel, om met hom te praat, asof hy werklik is. Dis daarom om oor 'n diep stuk van myself te klim. Om te praat, asof ek in die duisternis in praat. Maar sien nie, ek praat met die lig. Ja, ek dink dadelik aan daai gedig, is 'n gedig wat The Paradoxes of Prayer. En sê prayer is a duty and a pleasure. Dit is en dan gee so 'n klomp verskillende paradokse. Ek kan nie alles vinnig uit my kop uit onthou nie. Maar dit is presies wat jy sê, daar's 'n gedeelte van gebed wat baie keer doen mense dit bloot net uit die ritme uit. As jy in sekere gevalle moet wag tot jy voel jy is reg om te bid, dan gaan jy net nooit bid nie. Baie keer is gebed net 'n ritme ding. Ja, dit is, nou die Psalm is vir my die perfekte voorbeeld daarvan. Hy voel God is ver, maar hy praat asof God naby is. Hy praat ook met weldeurdagte woorde. Met iemand van wie hy sê, hy beleef geensins hierdie iemand se teenwoordigheid nie. Daar is daardie stuk geloofsgebed, maar in die aspek van geloof dat jy glo in iets wat jy nie sien nie. Jy praat met iemand wat jy op die oomblik nie voel bestaan nie. As God vir jou nie soos 'n werklikheid voel nie, asof hy jou nie sien nie, asof hy jou nie hoor nie, praat jy in elk geval met hom, asof hy jou hoor. Al voel dit vir jou, jy praat in die niksheid in. Hy sê hy stort sy siel uit, maar as het ware ek hoop teen hoop. Here, U is ver, maar ek praat met U asof U hier is. En dikwels in ons geestelike lewe is dit ons struikelblok om te sê, om te wag totdat ek beter voel. Soms sê mense vir ons geraad, ja, jy het my nou ruk nie in die kerk gesien nie, weet ek is nie op 'n goeie plek nie. Also ek sorteer myself nou eers uit. Ek dink hoe God sit en sê, nee, dis interessant, vertel nou my hoe jy dit doen. Here, ek wil nie nou na U toe kom nie, ek moet eers 'n paar dinge in my lewe reg kry. Hoe op aarde, dis God wat jou help om die goed reg te kry. Ek wil nie nou kom na U toe vir vergifnis nie, ek wil eers vergewe wees. Soos om te sê, ek kan nie nou dokter toe gaan nie, ek is siek. Ja, dit is soos ek het al mense gehoor wat gesê het, hulle is nog nie reg om gedoop te word nie. Want hulle het eers spaar goed in hulle lewe om uit te sorteer. En terwyl die doop eintlik die erkentenis is, ek kan my lewe nie uitsorteer nie, net God kan dit doen. Ja. Die ander ding wat in die Psalm gebeur is, daar is 'n stuk realiteit en 'n eerlikheid, waarop plaas hy sy hoop. Hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Hierdie Psalm weet, my diepste behoefte, my diepste dors, gaan nie in die eerste plek oor my finansies nie, selfs my gesondheid nie, selfs nie my huwelik nie, selfs nie my verhoudings nie. Al daardie goed kan in plek wees, en ek kan steeds hierdie dors ervaar. Aan die ander kant ook, as daardie goed 'n bron van dors, hinkering, dit is nie soos ek dit wil hê nie. Steeds laat ek nie daardie behoeftes my mislei nie, Here, ek het U nog meer nodig. Ek het U nie nodig om hierdie goed vir my beter te maak nie, want dis eintlik wat ek begeer. Ek begeer dat my huwelik beter is, en daarom begeer ek God. O nee, Here, die rede hoekom ek begeer dat my huwelik beter moet wees, is want ek voel, dit maak dit vir my moeiliker om te bid en met U te praat. Enige iets wat skeefloop, Here, voel ek, dit wil my verhouding met U belemmer. Maar U is my grootste
grootste behoefte. Dis waarna hy hunker. Ek sal u aangesig nog beleef. So, en dan eindig die psalm, waar die psalmis iets wonderlik sê. Hy sê daar vers 7, o my God, my siel buig hom neer in my, daarom dink ek aan u, ek onthou u. En dan sê hy in vers 9 vir homself, die Here sal sy goedertierenheid gebied. Die Here sal beveel dat ek weer sy verbondsliefde sal beleef. En in die nag sal sy lied by my wees. Ek weet, al is ek nou op 'n plek waar ek dors, ek gaan weer by die stroom kom. En asof ons dit nou hoor deur die hele reeks. En as ek by die stroom kom, weet ek gaan weer dors word en help my dat ek nooit weer nie dors sal wees nie. En te weet, God sal altyd hierdie diepste hinkeringe van my vervul. En ek dink as die cirkels met die twee psalms, 42 en 43, kan met mekaar praat en sê, wat voel ons oor dors? Hoe werk dit in my lewe? Wat het al 'n dors in my veroorsaak? Hoe het ek al verkeerd gemaak met hinkeringe en dors? Maar die gesprek van vandag, Gerard, wat jy gesê het, is, wat was ons doel in die reeks? Dit was dat ons almal sal leef met 'n diep hinkering na die nabyheid van God. En dit is die werk van die Heilige Gees. En dit is my, natuurlik, Jesus was briljant in alles wat hy gesê het, en hoe briljant die beeld van honger en dors is, want enige mens sal verstaan die hele idee van, jy kan nou baie dors wees, en dan is dit al waarin jy dink, as jy baie dors is, ek moet nou water kry, en dan as jy daai water gedrink het, dan is jy nou weer reg vir 'n uur of so, of 'n paar ure dalk, afhangende van hoeveel jy gedrink het, maar jy gaan weer dors word, en dis dieselfde met honger, jy gaan weer honger word en weer dors word, en dat, jy het net gesê ook, dat ons so sal leef, amper met 'n opgewondenheid vir daai dors, want ek gaan daai dors weer les, en dit is wat my herinner wat Charles Spurgeon gesê het, hy het gesê, desire is the weight of the soul, which keeps it moving. Daai woord desire, it keeps it moving. Dit is die ding wat ons laat leef, is hierdie desire, hierdie dors. Hy sê, as the heart pants after the water brooks, so does the soul pant after God. It is a holy hunger, a heavenly thirst. Ja, ons herinner die kringe, sirkels nou weer, dat daai spanningsveld, dat Jesus wel gesê het, as jy hier kom drink, het sê nooit weer dors kry nie. Gelowige het daardie diep vervuldheid. Ek weet wie is my redder. Ek het geen ander redder nodig nie. Ek weet wat my voedsel is. Ek het geen ander voedsel nodig nie. En ek dink dis hoe ons dit moet verstaan. In der ewigheid gaan ek nie weer na iets anders hinker as na hierdie God toe nie. 'n sekere dors is vir altyd geles. Ek weet wie ek ontmoet het as 'n 14-jarige seun. Ek het nog nooit weer enige ander godsdiens, enige ander oplossing oorweeg nie. Ek het hoeveel kere afgedwaal, ek was op baie donker plekke, maar daardie dors het ek nog nooit weer gehad nie, dat daar 'n ander redder is nie, die een na wie toe ek die eerste keer gekom het. Maar sedertdien is ek dorser as ooit, na hom, oor en oor, dat hy deur sy gees in my lewe sal werk. Ja, en dit is presies wat hierdie psalmdigter, dit is daai dors wat hy oor praat. En dit is dan die dors waarna ons moet streef, ook so hier na die tyd van Pinkster, dat ons bewus sal leef, dat hierdie net iets is wat ons aftik en sê, ons was nou deur die tyd van Pinkster, ons het nou genoeg gepraat oor die Heilige Gees, ons bære nou die idee tot volgende jaar nie, maar dat hierdie dors iets sal wees wat in ons sal bly, en ons sal soek, en ons sal
na plekke toe gaan, ons sal kerk toe kom, ons sal sirkels toe kom, ons sal met vriende, die goeie vriende wat jou opbou, hê om jou, sodat jy hierdie dors kan les en plekke kan vind waar jy hierdie dors kan les en aanhoudend dors bly, terwyl jy dit ook les. Dankie Koos. Baie dankie Gerard. Ek is nou dors. Mag jy 'n wonderlike week verder hê, tot volgende week, selfde plek, selfde tyd, totsiens.